Die het niemand voor hom nie, behalwe die voorsangers, prys die Here. Nou ja, geliefde, daar's nie afkondigings nie, al die afdelings is nog gesluit. Ons gaan eers die afdelings oopmaak wanneer die skole dan oopgesluit het en dan sal die aktiwiteite weer voortsit, maar ek dink die goue are gaan ook eers begin na die skool begin het. Ek wil net daai tannie se agter vra. Suzette sê nee, maar die ander sê ja, nee, ons gee hulle nog so 'n bietjie af en wanneer hulle dan terug is na die nuwe jaar, dan gaan hulle, of na die skoolvakansie gaan hulle ook voortgaan. So daar's nie aktiwiteite hierdie week nie, maar ons is so dankbaar, dis 'n nuwe jaar en ons sien uit na wat die Here vir ons gaan en wil doen in hierdie jaar. Solank jy net jou hart oopstel om ontvanklik te wees en te ontvang dit wat God vir jou wil doen en jy gaan groei in sy teenwoordigheid. So ek gaan nou nie res van die program vir die res van die maand deurgee nie, ek gaan dit vir jou op die WhatsApp deurgee. Soos ons nuwe jaar tema gaan ek eers later vir jou bring. Dit was nie ou jaar bekend gemaak nie, so ek wil hê wanneer ons die datum deurgee, wees hier en kom luister na wat ons visie is en waartoe ons wil beweeg dan in die nuwe jaar en ja, mag ons almal as een familie inkoop in dit. Maar ons gaan opstaan, ons gaan die naam van die Here groot maak, maar ek gaan vra Sakkie, die wat jou gaan help met die opneem van die offerande, wil jy nie hier voorkom staan nie asseblief? En dan gaan ons bid, ons gaan hierdie diens open en ons gaan die seën van Vader oor alles vra wat ons gaan doen en mag sy wil daardeur verheerlik word. So die wat gaan help met die opneem van die offerande, kom staan gou vir my hier voor. Prys die Here. Wil jy nie saam met my opstaan en dan jou oë sluit en dan gaan ons die troon van Vader nader nie. Vader, ons loof U vir U kosbare guns wat ons reeds vroegoggend beleef het toe hierdie kosbare reën hier buite geval het. Toe hierdie aarde benat het en dit net so sag en rustig ervaring was. Dit was U guns, U genade, maar so kan ek ook vra vanmôre in hierdie plek, terwyl U teenwoordig is, want die woord sê waar 2 of 3 in U naam vergader, daar is U in hulle midde. Wil ek vra dat U ons harte sal oopstel om ontvanklik te wees vir U guns en U genade. Ontvanklik sal wees vir die Gees wat in ons woon om deur ons te werk vanmôre. Ontvanklik te wees vir wat U vir ons wil doen in hierdie plek. Ons bid U wil af oor alles wat ons doen. Wanneer ons nou gaan sing, Vader, mag dit wees 'n lieflike lofoffer wat opvaar na U troonkamer, waar ons U naam groot maak, waar ons U eer as die grootte God in ons lewens. Wanneer ons offergawe en tiende gaan gee vanmôre, Vader, mag ons dit gee met 'n seënende hand, 'n oop hand en 'n oop hart en 'n blymoedige hart vanmôre. Want die woord sê dat U 'n blymoedige gewer baie lief. Ons gee dit tot eer en verheerliking van U koninkryk en werking van U koninkryk. En ons dank U dat U ons bemagtig en bewillig om te kan gee. Want alles wat ons het, is tog U sin. U is in volle beheer en ons eer U daarvoor. Seën elke verrigting nou, die woord wat uitgaan, mag dit inplanting vind in elke hart vanmôre. En mag ons net ervaar hoe U genade ons oplig vanmôre in hierdie plek. In Jesus naam. Amen. Prys sy naam. Ons gaan met die aanvang van die eerste lied die offergawe opneem. Baie dankie. He has
ons 'n hande klap vir die Here gee? Daar's sy. Loof hom met die drome, loof hom met die hart, loof hom met die klinkende simbale. Alles wat ons in het, loof die Here. Alles wat ons in het, loof die Here. Prys hom met ons stemme, prys hom met die hart, prys hom in die hemel en op aarde. Alles wat ons in het, loof die Here. Alles wat ons in het, loof die Here. Loof hom met die drome, loof hom met die hart, loof hom met die klinkende simbale. Alles wat ons in het, loof die Here. Alles wat ons in het, loof die Here. Prys hom met jou stemme, prys hom met die hart, prys hom in die hemel en op aarde. Alles wat ons in het, loof die Here. Alles wat ons in het, loof die Here. Loof hom met die drome, loof hom met die hart, loof hom met die klinkende simbale. Alles wat ons in het, loof die Here. Alles wat ons in het, loof die Here. Prys hom met jou stemme, prys hom met die hart, prys hom in die hemel en op aarde. Alles wat ons in het, loof die Here. Alles wat ons in het, loof die Here. Loof die Here saam met my, wonderlik en trou is hy. Sy genade is so groot, loof die Here saam met my. Loof die Here saam met my. Alles is in hom te kry. Jesus maak my sonde vry. Loof die Here saam met my. Loof die Here saam met my. Wonderlik en trou is hy. Sy genade is so groot, loof die Here saam met my. Loof die Here saam met my. Alles is in hom te kry. Jesus maak my sonde vry. Loof die Here saam met my. Loof die Here saam met my. Alles is in trou is hy. Sy genade is so groot, loof die Here saam met my. Loof die Here saam met my. Alles is in hom te kry. Jesus maak my sonde vry. Loof die Here saam met my. Kom loof die Here, alle knagte van die Here, alle knagte van
Kom ons sing dit weer. Hier om U as God te loof is ons Ishaar. Halleluja. In aanbidding buig ons neer en prys U naam. 'n kroningslied wil ons sing, ons Wil jy nie jou hande oplig nie? Net daar waar jy staan, jou hande oplig. En eer bring aan jou koning, aan jou Heer. Kom ons loof sy naam. Ons sing dit nog 'n keer. Hier om U as God te loof is ons Ishaar. In aanbidding buig ons neer en prys U naam. 'n kroningslied wil ons sing, ons hande ophef en lof bring. Hier om U as God te loof is ons Ishaar. Halleluja. Here, ons wil U eer bring vanmôre. Ons wil U kom lof besing vanmôre. Ons wil uit ons harte uit kom betuig hoe lief ons U het. Hoe ons waardeer wat U vir ons doen. Ons dankbaarheid aan U betoon vanmôre. Vir genade, bo genade, bo genade. Vir redding vanmôre. Vir opwekking. Ons wil vir U kom dankie sê vir lewe. Lewe in oorvloed wat U vir ons kom gee. En dankie dat ons vanmôre vry kan staan as kinders van 'n lewende God. Sonder beperkings. Want U is vir ons alles. U voorsien en U gee en ek loof U daarvoor. Dankie Vader dat ons harte kan oopstel tot U vanmôre. Met dankbaarheid vir dit wat U seun vir ons in die kruis gedoen het. Met dankbaarheid omdat U die wêreld oorwin het. En ons ook vanmôre vry kan wees met oorwinning in ons harte. Oor alles, alle omstandighede, alle probleme. Ons dankie daarvoor. Terwyl ons so stil raak, Vader, stel ons harte oop. Ons gees oop om ontvanklik te wees vir U inwonende gees. Vir aanrakingskrag, vernuwingskrag, versterkingskrag. Ons eer U daarvoor in Jesus kosbare naam. En die kinders van die Here sê, Amen. Amen. Loof Koning Jesus, jy is so welkom om jou sitplek in te neem vanmôre. Heer, om U as God te loof, is ons hier saam. Dis hoekom ons gekom het om die naam van die Here groot te maak. Amen. Nou geliefde, ek wil jou nooi om vir my die woord oop te maak by 1 Korintiërs 13. Ons gaan vir die volgende paar Sondae moontlik kyk na 'n paar noodsaaklikhede wat ons nodig het om te ervaar en dalk net weer opnuut in ons lewe te laat heers oor wat ons nodig het in ons lewe as kinders van God. En as jy 2026 wil voluit sien en in oorwinning wil staan, dan gaan hierdie noodsaaklikhede dalk nodig wees vir jou lewe en vir my lewe. Nou ek wil met jou gesels uit 1 Korintiërs 13, ek gaan die hele hoofstuk lees. Dit is 'n welbekende gedeelte wat praat oor die uitnemendheid van liefde. Nou ek gaan nou nie fokus op die uitnemendheid van liefde nie. Hier is 'n ander boodskap hierin vanmôre. Liefde gaan ook ter sprake wees, maar luister wat sê die woord van die Here in 1 Korintiërs 13. Paulus skryf, hy sê, al sou ek vers 1 die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie.
Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belange nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Kan jy hierdie woorde gou agter my aan sê? Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Prys die Here, het jy gehoor wat jy gesê het? Die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan. Of tale, hulle sal ophou. Of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag, van aangesig tot aangesig, nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. In die laaste vers 13, en nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Nou ek wil met jou praat oor hierdie 3 aspekte. Geloof, hoop en liefde. En ek wil vir jou 'n woord in Latyns gou spreek. Ampleus. Het jy al gehoor van hierdie woord? Ampleus. Ek gaan nou vir jou verduidelik. So my tema is ampleus, geloof, hoop en liefde. Nou, as jy gaan teruggaan in die geskiedenis, die ouens wat van kuns hou, sal weet, julle ken vir Michelangelo, julle ken vir Raphael, julle het al gehoor van hierdie groot kunstenaars in die vroeë jare terug. Hulle was van die bekendste kunstenaars gewees en die verhaal word vertel dat Michelangelo, hy was so 8 jaar ouer gewees, meer ervare as Raphael, het 'n gevestigde kunstenaar, het eendag by Raphael se ateljee ingestap. Nou, as jy gaan nalees, sal jy vind dat Raphael was baie keer gekritiseer, want hulle het gesê hy het Michelangelo se werkstukke nagemaak. Met ander woorde, hy het plagiaat gepleeg. En dit was die gegewe. Maar nietemin, Michelangelo, dit word vertel dat hy stap in sy ateljee binne en hy kyk na hierdie jong kunstenaar se vroeë tekeninge. En hy's baie fyn ingestel in dit wat hy sien, want 'n kunstenaar is mos baie fyn ingestel. As jy van kuns hou, jy kyk mos baie fyn na werkstukke. En hy vat 'n stuk kruit en hy skryf bo oor een van die kunststukke van Raphael die woord ampleus. Nou ampleus is 'n Latynse woord wat beteken meer. Dit beteken om verder te gaan, om verby te kyk as wat jy sien, om groter te dink, groter visie te hê. En word dikwels gebruik in 'n terme van as jy enigiets meer wil bereik, dis ampleus. Jy wil meer bereik, jy wil meer tyd spandeer. Dis ampleus. Of om 'n bykomende punt in 'n argument uit te druk of uit te voer wat 'n begeerte aandui om meer te doen. Baie keer sal jy baie sal sê ek voel ek doen te min vir die Here. Het jy al daai gesegde, dan kry jy daai begeerte, ek moet eintlik ampleus doen vir die Here, ek moet nog meer doen vir die Here. Dis waar hierdie woord inkom. En wat gebeur is, Michelangelo het Raphael daar so iets wat gekritiseer word, gesê, Raphael, jy dink te klein. Jy het te min visie in jou kunststukke. Jy kan verder dink, jy kan iets meer bereik hierdeur. Hy het hom uitgedaag om groter te dink, om beter te skilder, om sy visie te verbreed en sterker te maak. En ek wonder soms, is dit nie presies wat God oor baie van ek en jou se lewe skryf nie. Ons dink te min. Ons bereik te min. Ons drome is dalk beperk. Ons verwagtinge is dalk te versigtig ingestel. Maar ons dien 'n God wat groot dink. Ons dien 'n God wat groter ervarings beleef, groter ervarings sien. Ons dien 'n God wat die sterre in die hemel gehang het. Dit daar geplaas het met die spreek van 'n woord. Ons dien 'n God wat berge op hierdie plat aarde geplant het. Hy dink groter en hy wil hê ons moet groter leef, ons moet voller leef vir sy koninkryk. Ampleus vir jou en vir my.
Soos ek en jy 2026 in volle oorwinning of oorgawe wil ervaar, is daar sekere aspekte waarin ons dalk moet groter dink en groter leef. En Paulus lys vir ons 3 hiervan in 1 Korintiërs 13. Amplees geloof, groter geloof, amplees hoop, groter hoop, amplees liefde, wat ons moet uitleef, groter liefde. Ek wil begin by geloof. Ek en jy kan nie sonder geloof klaarkom nie. Jy kan nie in hierdie lewe ingaan sonder geloof nie. Paulus skryf vir ons in hierdie laaste gedeelte vers 13, hy sê, nou bly geloof, hoop en liefde. Hy begin eers met geloof. Hoekom stel hy geloof eerste? Want sonder geloof kan niks begin nie. Sonder geloof het jy nie uitgangspunt nie. Sonder geloof het jy nie visie nie. Sonder geloof het jy nie 'n dryfpunt nie. Geloof is daardie vermoë om God te vertrou wanneer jy nie die pad voor jou kan sien nie. Wanneer dinge vir jou donker lyk en duister lyk, is geloof daardie dryfpunt wat jou deur hierdie donker te vat om die lig aan die ander kant te sien. As jy nie geloof het of in geloof vas staan nie, gaan jy terugsit in 'n donker gat en depressie of welke toestand gaan oor jou val. Geloof is om jou voet, luister mooi, op die water te sit terwyl die golwe en die storm nog daar is. Dis wat Petrus gedoen het. Petrus het nie die Here gevra, Here, kan ek uit hierdie skei klim, ek wil na U toe kom, maar maak eers die waters en die storm stil nie. Hy het juist die geloof gevat en sy voet op die water gesit. Ons wag en bid altyd, Here, kan die omstandighede nie net verbeter sodat ek net 'n beter situasie in my lewe kan hê, 'n beter visie, 'n beter perspektief en dinge beter kan doen nie. Nee, doen dit reeds beter terwyl die storm daar is. Dis geloof. Dis waar geloof in aksie kom. Geloof is om te sê, Here, ek verstaan nie altyd alles nie, maar ek glo U. Amplees geloof, al gaan dit nie met my goed nie, ek glo U nog steeds. Dis amplees geloof, en dis wat ons nodig het, geliefdes, in 2026, gaan daar oomblikke wees, waar jy gaan beleef, jy het nie die antwoord op alles nie. Net soos verlede jaar, jy het nie die antwoord op alles nie. Jy gaan dit beleef, daar gaan dae wees, waar jy vir jouself sê, maar ek kan nie die uitkoms sien nie, ek sien nie die lig hier, in hierdie donker tonnel nie. Dit gaan gebeur, daar gaan seisoene wees hierdie jaar, wat jy gaan voel, ek het net nie die genoeg krag om op te staan nie. Maar geloof is jou dryf om op te staan. Geloof is daai dryf wat sê, dit gaan anders te wees. Wat as jy groter, amplees gaan dink rondom geloof, gaan jy ontdek, dat geloof is nie net 'n gevoel nie. Geloof is 'n keuse, wat ek moet maak om op te staan. Dis 'n keuse. Geloof is 'n oorgawe, waar jy weet, ek kan nie, maar ek weet wie in beheer is, daarom kan ek opstaan. Want my God is in beheer. As jy dit oor die omstandighede gaan verklaar, sal jy ontdek dat geloof is die sleutel waar die deur van God se moontlikhede vir jou gaan oopsluit. Jy gaan dit ontdek. 2026 met krag en vrede en oorwinning te wil leef, kan jy nie sonder geloof klaarkom nie. Jy het dit nodig. Geloof moet jou asem wees, moet jou anker wees, moet jou beginpunt wees. En ek staan so 'n bietjie langer stil by geloof, jy gaan sien, ek staan langer stil by geloof as by die ander 2 punte, want geloof is die vertrekpunt, dis die beginpunt, dis wat ons nodig het. So hoe gaan ek amplees meer geloof in my lewe sigbaar kry? Hoe gaan ek groei in meer geloof? Nou kom ek leer vir jou die wenresep soos dit ek dit voel en ervaar, soos ek die woord van God uitleef. Ek en jy sal groei deur geloof wanneer ons na God se stem luister. Want geloof begin waar God spreek. Dis waar geloof begin. Romeine 10:17 sê die volgende, luister mooi. Geloof kom deur die gehoor. Waardeur kom geloof? Deur die gehoor. Jy mag maar saam praat. Met ander woorde, geloof kom deur wat ek hoor. Dis wat Romeine 10:17 sê. En die gehoor kom deur die woord van God.
dit wat God spreek. So wanneer ons ore gaan open en ons gaan die woord van God opneem en ons gaan lees en ons gaan hoor en luister wat God vir ons deur sy woord gee, nie net op 'n Sondagmôre hier in die kerk nie, maar daar in jou binnekamer wanneer jy met jou God besig is, wanneer jy met jou Bybelstudie besig is, dan hoor jy die woord van God en jou geloof word geaktiveer. Geloof groei deur die stem van God te hoor. So as jy Amplius geloof wil hê hierdie jaar, geliefdes, wanneer jy jou woord begin lees, begin jou denke suiwer word jou verwagtinge gevorm rondom God en jou hart word versterk deur wat hy vir jou wil gee. En jou geloof word daarin gestig. Dis hoe geloof gaan groei. So elke keer wanneer jy die Bybel gaan oopmaak, dan plaas God 'n nuwe laag geloof te binne in jou binneste. En jy gaan daarin groei. So as jy groter geloof wil hê, wat moet jy doen? Maak jou oor vir sy stem oop, of groter, Amplius, om uit die woord van God uit te hoor wat hy vir jou wil sê. En jy gaan staande bly. Jy groei deur geloof in gehoorsaamheid, uit gehoorsaamheid. Nou ons wil altyd in die groot dinge gehoorsaam wees. Nee, selfs in die klein dinge, geliefdes, die geringste dinge waarin ons gehoorsaam moet wees. Dis waarin ons groei. Hoe gaan ek groei in die klein dinge? Klein dinge, die klein dingetjies, die geringste dingetjies wat ons so maklik afskeep. In baie huisgesinne, die enigste keer wanneer daar gebid word, is wanneer daar oor die kos gebid word voor daar geëet word. Dan is dit ook die afgerammelde rympie, segen Vader, segen kos. Dis die enigste keer wanneer daar gebid word. Die klein dinge is begin weer in 'n gebedslewe te groei. Bid, al voel jy nie so nie. Al voel jy nie lus om te bid nie. Bid in die oggend, bid in die middag, bid in die aand. En ek sê nou nie, jy moet nie oor jou kos bid nie, maar baie keer is dit net so opgestelde rympie. As ek vir die kos bid, wanneer ek vir die kos bid, dan sit ek dankbaar vir die kos, maar ek is ook altyd dankbaar vir ander goed wat ek vir die Here noem. Dit is nie altyd 'n afgerammelde rympie nie. Maar bid al voel jy nie lus daarvoor nie, want dan gaan jy in jou geloof groei. Jy gaan standvastig wees. Hoe gaan jy in geloof groei? Die kleinste, geringste dingetjies is gee. Al is dit vir jou soms ongemaklik om te gee. Nou ek praat nou nie van geld nie, gee ook finansies, maar gee jou tyd vir ander, gee jou omgee vir ander, gee daai oomblikke om naby ander te wees wat dit nodig het, om net te ervaar iemand is by hulle, gee jou tyd vir die Here, gee jou tyd om te spandeer in die woord, en jy gaan groei in geloof. Dis die klein dingetjies. Hoe gaan ek groei? Klein dingetjies, dien daar waar niemand jou eintlik raak sien nie. Baie van ons wil dien op die voorfront, ons wil raak gesien word in wat ons doen. Dit gaan nie oor wat jy doen vir die Here nie, dit gaan hier wat jy doen in die agtergrond, die klein dingetjies. Al is dit net vir 'n oomblik as jy hier by die kerk kom en jy sê, ag, kan ek nie net die doopbad kom skoonmaak nie. Ek kan bly wees, ek het gister so gelag. Dit was so warm geweest, vandag's bietjie koeler. Ek het gesê ek wil vanmôre uitnodiging maak dat ons kan doop, want ek wil net in die koel water inklim. Maar doen die klein dingetjies in die lewe. Doen dit wat klein is, waar jy nie altyd raak gesien word nie. Groei in geloof deur die klein dinge te doen, deur te sê ja vir God se invluistering. Daardie sagte stemmetjie wat vir jou sê, probeer dit, of doen dat, of moenie hier ingaan nie. Luister daarna. Dis hoe jou geloof gaan groei. Dis geloof in aksie. Hoe meer jy gehoorsaam is, hoe sterker gaan jou geloofspiere word, geliefdes. Jy groei in jou geloof wanneer jy jouself daaraan herinner wat God al vir jou gedoen het. Wie het al homself of haarself herinner aan wat God al vir hulle gedoen het? As God vir jou goed was, herinner jouself daaraan. As jy deur 'n moeilike pad gaan, herinner jou aan God se goedheid oor jou lewe, of bly stil, of swyg jy? As jy jouself herinner aan God se goedheid en hoe hy goed is vir jou en wat hy al vir jou gedoen het. Maar geliefde, ons vergeet te vinnig. Maar geloof word versterk. Jy kry Amplius geloof as jy terugkyk en sê, hy het my al gedra. Hy sal my hierdeur ook dra. Hy het al voorsien. Waarom is ek bekommerd? Hy sal my hierdeur ook voorsien. Hy het my al genees. Waarom sal ek bekommerd wees oor hierdie toestand wat ek in my liggaam ervaar? Hy het al vir my deure oopgemaak. Hoekom sal ek my blind vasstaar in hierdie deur wat voor my toe is? Want God kan hom weer oopmaak en ook oopmaak. Of nog oopmaak. Hy het dit al. En as jy jouself daaraan herinner, geliefdes,
Wanneer jy jou eie getuienis onthou, word jou geloof amplees. Dit word groter, dit word dieper, dit word standvastiger, stewiger. Maak dit 'n gewoonte in 2026 om jou oorwinnings wat jy al ervaar het, hoe God jou deurgedraai het. Doen jouself hierdie guns, joernaal dit, skryf dit neer. Sit dit in 'n boek, dat jy telke male kan teruggaan en kyk hoe God jou al deurgedraai het en evalueer jouself waar jy vandag staan en sê vir jouself, by my is alles soms nie altyd moontlik nie, maar by God is alles moontlik. Hy sal my weer deurdra, hy sal my weer deurvat in die lewe. Hy sal 'n uitkoms bring. Al sien ek nie daardie uitkoms nie, God sal. En as jy dit neergeskryf het, 2, 3, 4 maande in 'n jaar in, en jy gaan terugkyk en sê, wow, God het nie gefaal nie, because he never failed me. He will never fail you. Jy groei in geloof, deur saam met gelowiges te stap. Ons wil ons soms so distansieer van alles en almal, en so maklik om te sê, ag, ek het nie lus vir mense nie. Ek sien nie kans vir mense nie. Veral kerkmense. Luister mooi, en ek kritiseer nou nie kerkmense nie. Ons is kerk, ons is kerkmense. Maar die nuutste norme is, ek gaan nie kerk toe nie, want die kerk en die mense in die kerk het seer gemaak. Nou gaan ek dit net vir jou ek moet nou nie dit negatief vat wat ek vir jou sê nou nie. Dan wil ek net sê shame. Ag, shame. Mense het seer gemaak. Daardie selfde spar wat my teleurgestel het, ek gaan soveel keer terug soontoe. Daai selfde restaurant wat my al teleurgestel het, ek gaan soveel keer terug soontoe. Maar die kerk, jy het gelowiges nodig in jou lewe, al is daar teleurstellings, want die kerk is nie 'n volmaakte instansie nie, geliefdes. Die kerk is ook 'n instansie vol gebrokenheid en mense wat kan teleurstel. Maar in die kerk is daar gelowiges wat ankers is, wat jou help opstaan en groei. So kyk verby die seer, kyk verby die kritiek, kyk verby die negatief en kom onder die gelowiges. Want binne die gelowiges, geliefdes, hulle gaan jou inspireer, hulle gaan jou dra wanneer jy voel jy is swak. Die woord sê, one conquers 1,000, but two that stands together conquers 10,000 in meervoud. Meer. Nou kan jy net vir jouself dink, as 'n kerk van 200 lidmate saam staan. Hoeveel kan ons konker vir die Here? Gelowiges gaan jou herinner aan God se beloftes telke male, geliefdes. Hulle gaan jou help om nie op te gee nie, want dit is so maklik om aan een kant te sit en ek gee op. As wat jy onder die gelowiges inkom. Want 'n gelowige wat alleen staan, is 'n gelowige wat stadig groei en gaan ophou groei. As jy 'n vuurtjie aansteek en jy vat die kool en jy vat 'n koeltjie en jy sit hom een kant weg van die res. Hy gaan brand, maar hy gaan begin verdof. Jy kan maar om daar alleen hou, want help nie sit hout op nie of nog kole by nie, want hy wil alleen wees. Hy gaan doodgaan. Maar hier waar die vuur is, waar almal saam is, hoe meer kool jy byvoeg, hoe sterker brand daai vuur. One conquers 1,000, two conquers 10,000. So geloof groei, amplees geloof kry jy deur saam met gelowiges te stap, geliefdes. Jy groei in geloof deur tyd in God se teenwoordigheid te spandeer. Geloof is nie net 'n konsep nie, dit is 'n verhouding. Om net op 'n Sondagmôre kerk toe te gaan en huis toe te gaan en sê ek was by die kerk en hulle het my gesien en dit was nou wow gewees. Dis nie 'n verhouding nie. Jy moet tyd met God spandeer, jy moet in sy teenwoordigheid spandeer. Dis 'n verhouding. Hoe meer tyd ek en jy met God spandeer, hoe meer vertrou ons hom. Hoe meer gaan ons hom vertrou, hoe meer gaan ons sy hart verstaan, geliefdes, en hoe minder gaan jy die lewe vrees. Dis hoe geloof werk. Dis hoe sterk jy in geloof staan. So ek sluit nou met geloof, ek kom met die tweede gedagte. Amplees geloof. Die tweede gedagte wat Paulus noem, die tweede punt is hoop. Ek en jy kan nie sonder hoop klaarkom nie. Hoop is nie daardie aspek in my lewe waar ek wens dinge werk uit nie. Ek wens dit wil beter gaan nie. Ag, ek wens maar net dinge was anders te gewees nie. Dis nie hoop nie, geliefdes. Hoop is nie, miskien sal dit beter met my gaan nie. Dis nie hoop nie. Bybelse hoop is 'n absolute versekering dat God nie net kan nie, maar sal doen wat hy beloof het. Kan jy dit glo vanmôre? Hy sal dit doen.
Dis hoop. My hoop is in hom. Paulus skryf in Romeine 5, jy kan dit gaan lees, Romeine 5, 2, 1 en 2, gaan lees vers 1 en 2. Hy sê, ons juig, ons jubel in die hoop op die heerlikheid van God. Ons juig daarin. Hulle het versekering in hulle God gehad. Hulle het vasgestaan in hulle God, geliefdes. Hoop is die dryf wat jou laat opstaan al is jy moeg. Daai wat in die oggend wakker word en snoes die oorlosie, snoes. Ek wil nie opstaan nie. Dis nie hoop nie. Hoop is, jy sal wakker voor daardie oorlosie en jy sê, ek sal opstaan. Ek sal kans sien vir hierdie dag. Al is die uitdagings hoe groot, ek sal kans sien. Dis hoe hoop groei. Dis hoe amper hoop in jou lewe gaan kom. Hoop is die dryf wat jy weer laat probeer. Al het jy misluk, daar waar jy geval het, staan jy op en jy sê, ek skud dit af en ek gaan weer probeer. Ek gaan nie laat hierdie omstandighede my definieer nie. Ek gaan nie in hierdie gat bly sit nie. Ek gaan opstaan. Dis hoop. Want ek weet, my God sal my deurdra. Dis versterkte hoop. Hoop is daardie invluistering in jou hart wat sê, môre kan anders lyk. Môre sal anders lyk vir my. Al beleef ek hierdie omstandighede wat nie so lekker is nie. Want ons kry uitdagings, ons kry omstandighede. Ons leef in die hoop dat môre beter sal wees. Ons leef in die hoop dat die lewe soeter sal wees. Ons leef in die hoop dat ons beter sal word. Maar wanneer jy omstandighede net aanvaar en sê, dit is nou maar net so, of hierdie sê ding, ek is maar so gebore en so laat staan en dit is hoe dit maar is. Dis nie hoop nie. Dis stagnering. Daar's geen groot hoop daarin nie. Dis stagnering. Hoop is die gelowige se hartklop binne in jou, omdat God dit daar geplaas het, geliefdes. Ek het vir jou oujaarsaand gesê, omdat hy die wêreld oorwin het, alles wat uit God gebore is, en jy is uit God gebore, dan het jy die wêreld oorwin. Dis hoop. Jy het oorwinning in jou. Maak nie saak wat nie. Daar is oorwinning binne in jou. In 2026 gaan ons hoop nodig hê, geliefdes. Hoop vir ons gesinne, hoop vir ons finansies, hoop vir ons roepinge, hoop vir die land, hoop vir jou eie hart. Ons gaan dit nodig hê. Groei daarin. Maak dit 'n beginselspunt om te sê, ek gaan vas staan in die hoop en maak nie saak wat. As hy gesegde, if life throws you lemons, you squeeze them and make lemonade. Maak nie saak wat jou kant toe kom nie. Deur hoop is daar 'n uitkoms vir jou. Jy sal uitkom. So wanneer die wêreld rondom jou donker lyk, is die hoop die lig wat nie sal verdoof nie. Hoop bring lig. Wanneer mense moed verloor, is hoop die stem wat sê, God is nog nie klaar nie. It's not finished yet. It's not done yet with you. Hou vas aan wat hy vir jou wil doen. En ek en jy het nodig om amplees en hoop te groei, want sonder hierdie hoop, geliefdes, sal ons nie kan klaarkom nie. Jy het dit nodig. Kom by die derde punt wat Paulus skryf. Ons het amplees geloof nodig, amplees hoop, en hy kom by liefde. Geloof, hoop, en dan kan ons nie sonder liefde klaarkom nie. Word groter in liefde hierdie jaar, en jy gaan 'n fenominale jaar hê. En dit is hoekom Paulus eindig met die grootste van hierdie drie. En dit is die liefde. Want geloof bring jou na God toe. Dis wat geloof doen. Hoop hou jou vas by God. Maar liefde maak dat jy soos God sal wees. What would Jesus do? Hoe sal hy opgetree het in omstandighede? Dis wat liefde doen. Liefde is die grootste noodsaaklikheid van ons tyd vandag. As ons kyk na die wêreld en dit wat gebeur rondom ons geliefdes, dan sien ons dis 'n liefdeloosheid. Hierdie wêreld het 'n wanpersepsie oor wat liefde is. Hulle het 'n wanpersepsie. Daar is 'n leuen siening rondom liefde in hierdie wêreld. Daarom het die kerk nodig om liefde uit te dra, die goddelike liefde. Liefde het 'n genesende aanraking oor mense. 'n Genesende aanraking wat ons so desperaat in huise en huisgesinne nodig het vandag. Ons het dit so nodig by ons besighede, so nodig by ons werke, so nodig by die skole en universiteite. Ons het dit selfs nodig in die era van die kerk vandag. Want daar is so baie liefdeloosheid in kerke ook. Ek is 'n kind van God, maar ek tree liefdeloos op. Ek is maar nie daar vir die siening en die aansien.
Ons het dit nodig. Geliefde, ons leef in 'n wêreld, ons kan dit nie miskyk nie. 'n Wêreld vol spanning, 'n wêreld wat soveel verdeeldheid bring, soveel verwarring bring, soveel woede bring, soveel wantroue in mense bring. Maar liefde is die groot konsep wat hierdie mure afbreek. As ons dit gaan reg uitleef. Liefde genees wonde. Liefde bring mense weer terug na mekaar toe. Liefde maak dat harde harte weer sag is. En liefde bring lig in die donkerte. En as die lig insit, is daar nie meer donkerte nie. Donkerte verdwyn. So kom laat ons toe dat God ons hart vul met sy liefde. Ons praat nie van hierdie gewone filio liefde, dis daai gevoel wat ek kry tussen, ek het nou hierdie meisie ontmoet en ek is nou smoor verlief op haar nie. Dis nie die liefde waarvan ek praat nie. Dis nie die liefde wat groei tussen man en vrou in 'n huwelik nie. Dis hierdie agape liefde, hierdie sacrifice love, hierdie opofferingsliefde. Ons vra vir God om ons harte te vul met sy liefde. Nie net 'n bietjie nie. Nie net genoeg sodat ek kan oorleef in my godsdiens nie. Maar vra vir oorvloedige, oorlopend toe volle, oorstromend toe volle liefde, geliefdes. Want wanneer dit oorloop, dan wil jy deel, sodat dit nog kan inkom, en nog kan inkom. En hier is die resep. Deel jou liefde wat God vir jou gee. Deel dit, al klink dit nie nou so aangenaam nie, en so lekker en so wonderlik nie. Maar deel dit met die moeilikste mense in jou lewe. Deel daai liefde met daardie persoon, wat jou as vyand beskou. Wie is die betere ene, wat die ander wang gedraai? En wees lief teenoor hierdie persoon. Moenie die persone net aanhoudelik kritiseer en verwens en alles en alles en alles nie. Maar deel jou liefde met hulle. Deel dit teenoor elkeen wat jou teleurgestel het. Dis die moeilike ene. Want ek wil nie die son oor daardie persoon sien opkom nie. Dis nie liefde nie. Reik nog steeds uit na daai persoon. Al wil daardie persoon dit nie aanvaar nie. En dit jou teleurgestel. Moenie met die konsep kom van, jy het my teleurgestel, kom vra eers my vergifnis voor ek weer my liefde met jou kan deel nie. Dis nie liefde nie. Ongeag wat. What would Jesus do? Deel dit met elke persoon wat God op jou pad langs stuur. Nie net in die kerk nie, nie net in jou familie nie, ja selfs daardie boemelaar daar voor die winkel wat jou inwag. Ek weet, dit is nie altyd maklik nie, want baie keer wil hulle net geld hê vir iets anderste en nie die kos nie. Dan koop vir hom 'n brood, moenie vir hom 'n geldjie gee nie. Geef hom kos in die hand. Maar deel jou liefde. Elke persoon wat God op jou pad stuur. Liefde is die kosbaarste geskenk van die lewe. Jy kan nie sonder dit nie. Ons sal nie in 2026 kan uitsien as ons nie liefde onder mekaar deel nie. Ons gaan nie groei in Amplees liefde nie. Ek wil sluit. Amplees oor jou lewe vanmôre. En oor my lewe. Soos wat hierdie jaar reeds vir ons begin het, geliefdes, glo ek dat God staan by die deur. Hy staan by die deur van jou hart. Hy staan by die deur van jou hart in hierdie jaar met 'n stuk hemelse kruit. En hy skryf oor jou lewe, jou gesin, jou bediening, jou drome, jou toekoms, jou hart net een woord. Amplees. Amplees. Groter, dieper, meer. Geloof, hoop en liefde vir ons. Mag 2026 en veral hierdie week wat hier ingaan en hierdie woord gaan oor nadink. Mag dit wees 'n tyd waarin jy geleef met geloof wat dra, met hoop wat verlig en met liefde wat genees. En mag God elke dag van jou lewe in hierdie jaar oor jou lewe skryf. Groei. Amplees. Groei. Groei. Vir hom. Nie vir my nie. Die woord sê, toe hy jou hart betree het en jy jou hart aan hom oorgegee het, het hy jou 'n nuwe skepping of 'n skepsel gemaak. Die ou dinge is verby, alles het nuut geword. Vergeet van die ou dinge. Groei
groei uit die ou dinge uit, groei in meer, in die nuwe dinge wat hy vir jou en vir my het om in te groei. Dan gaan jy sy guns en genade in volheid en grootheid en amplees oor jou lewe ook ervaar. En jy gaan van oorwinning tot oorwinning gaan. En jy gaan dit ervaar, soos wat die Here jou lei. Kom ons sluit net ons oë vir 'n oomblik. Vader, ek dank U, dat ons vanmôre uit U woord uit kon hoor. Ons moet ons toespits aan meer geloof, meer hoop en meer liefde. Ons wil vir U dankie sê, Vader, want U gee dit vir ons as ons by U kom skaat. En U is die kenner van harte, Vader, U Gees ken ons. U weet wat in ons harte is, U weet wat pla, U weet wat kwel, U weet elke beperking, elke muur wat ons bou, waar ons buite U wil leef. U weet dit, Vader. En wil U nie vanmôre deur die Gees in ons harte kom spreek, sodat ons hierdie tekorte, hierdie mure kan afbreek om groter te sien, weier te dink en meer toe te laat dat U Gees in ons werk nie. Vir hierdie jaar, Vader, waar ons kerk vir U gaan wees. Kerk wat die koninkryk van God gaan vul. Kerk wat nie gaan skaam wees en skroom om in U koninkryk sigbaar siele toe te voeg tot U eerlikheid nie. Maar help ons, Vader, om te groei in ons geloof en ons hoop en ons liefde, sodat ons standvastig kan staan en nie met twyfel in hierdie jaar ingaan nie, maar met 'n versekering, met 'n oortuiging in ons harte, as God ons lei, is niks vir ons onmoontlik nie, want U het reeds die wêreld oorwin. Ons is ook meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee. Dankie dat ons kan oorwinning vat oor welke aspek nou in ons lewens. Al sien ons nie die uitkoms nie, weet ons vanmôre, Vader, U gee vir ons die uitkoms. U maak die deure oop. U bring die verligting. U kalmeer storms. En U gee vrede. En dankie dat ons as kinders van 'n genadige God kan vas staan in die vryheid en in die vrede wat U vir ons gegee het. Ons wil daarin leef, ons wil daarin groei, tot eer en verheerliking van U kosbare naam. Dankie ook nou, Vader, wat ons die voorreg het om na die nagmaaltafel toe te beweeg. Dis nie net 'n tradisie nie, dis nie net 'n kerkingesteldheid nie. Dis deur U ingestel. Paulus sê, hy het van die Here ontvang, dat in die nag, toe die Here Jesus verraai is, het hy die brood geneem, hy het dit gebreek, hy het daaroor gedank, hy het uitgedeel en hy het gesê, neem eet, dit is my liggaam, doen dit tot my gedagtenis. Daarna het hy die beker geneem, Vader, en hy het geskink en hy het daaroor gedank, en hy het uitgedeel en hy het gesê, hierdie verteenwoordig my bloed, die bloed van 'n Nuwe Testament. En toe hy aan die kruis gesterf het, die Nuwe Testament begin, en ons is toegevoeg tot daardie testament van U. Gaan hy verder en hy sê, want so dikwels as wat julle by mekaar kom, doen dit. Ons gaan dit vanmôre doen tot U naam, tot herdenking van U naam, tot nagedagtenis van U naam. En terwyl ons dit doen, sê die woord in 1 Korintiërs, Paulus skryf en sê, dan verkondig julle my dood totdat ek kom. Dankie vir die dood, dankie vir die opstanding, maar ook dankie dat U weer gaan terugkom vir die kinders, om ons te kom verlos van hierdie wêreld. Maar tot dan, Vader, help ons dan deur hierdie tafel om U te ervaar in grootheid en om U uit te leef in grootheid hier buite. Ons eer U daarvoor in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen. Ek gaan vra dat diegene wat my gaan kom help met die bediening van die nagmaal net vir my na vore kom.
goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in my darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, yeah, yeah. So good. As jy met die beker bedien wil word, dan is jy net welkom om my hand vir my op te steek. Dan sal ek jou graag kom bedien. Dankie. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness
Kom ons raak rustig in hierdie oomblik en ons buig ons hoofde. Vader, dit is 'n voorreg, Here, en daar's 'n dankbaarheid in ons harte vir 'n oomblik soos hierdie, Here, waar ons die oomblik herleef, Here, waar U eerste keer die brood gebreek het en die beker om die tafel gestuur het. Here, en vandag dra ons daai kruis, maar ons dra ook die opstanding, Here. En wanneer ons die nuwe jaar ingaan, al reeds besig is, Here, dat elke dag vir ons, Here, een is van geloof, hoop en liefde. Dat dit nooit sal uitsterf nie, Here, maar dit daagliks in ons harte sal uitleef. In ons denkwyse, in ons optredes, in ons reaksies en ons aksies. En alles wat ons doen, dat is Christus altyd openbaar. Amen. Amen. Baie dankie, ek gaan vra dat hierdie blok vir ons net hulle glasies vir my na julle regterkant toe stuur en julle kan julle glasies na julle linkerkant toe stuur. Baie dankie, gaan ons dit net opneem. Ons gaan afsluit met een laaste lied, ons tee en kuier na diens sal eers van volgende Sondag af weer hervat. So, jy is welkom om nog hier buite te kuier, daar gaan ongelukkig nie vandag tee of sap of 'n versing wees nie, maar ons gaan dit eers van volgende week af weer reg hê. Die Here seën jou, mag jy 'n geseënde week uit die hand van ons Vader ontvang, want jy is 'n geseënde van die Here. Staan saam met my op, dan gaan ons hierdie diens afsluit met nog 'n liedjie. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuurrood van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuurrood van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Ek wil gereed wees as Jesus kom. Ek wil gereed wees as Jesus kom. Dankie lieflike Abba Vader. Dankie vir die wonderlike voorreg, Here, wat ons vanmôre kon gehad het om deel te kon hê aan U liggaam wat vir ons gebreek was aan die kruis. U elke druppel kosbare offerbloed aan die kruis van Golgotha, waar U reeds die volle prys vir ons betaal het, sodat ons in oorwinning kan leef elke oomblik, elke dag. Dankie Jesus vir geloof wat U vanmôre kom versterk het in ons harte. Geloof dan die vaste vertroue op die dinge waarop ons hoop, die dinge wat ons nie sien nie, die bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Maar Here, die hoop in U dat ons weet, die gedagtes wat U aangaande elkeen van ons koester, is gedagtes van vrede en nie van onheil nie, Here. En nie voorspoed en nie teëspoed nie, om aan ons 'n hoopvolle toekoms te gee waar ons alles net uitvereer aan U, Here.
Dankie Jesus vir die wonderlike voorreg dan, om te weet dat die engele voor ons uitsteek, die kosbare geskenk wat U aan ons gegee het, met liefde in ons harte te kan gaan uitleef aan die wêreld daar buite. Al lieflike Abba Vader, ons loof U, al die glorie van ons harte vanmôre net aan U. In Jesus naam alleen, amen.